Goeiemôre en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. En vandag is ek weer bevoorreg om met my genaamd Dawie Rood, die bekende ekonoom, te praat. En Dawie en ek gaan nou oor die grondpolemiek in Suid-Afrika praat. Maar net voordat ons wegval, moenie vergeet om my kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie. En kyk sommer na die skakels hier onder in die beskrywing. Goed, goeiemôre Dawie. Hallo Dan, lekker om met jou te gesels. Ja, dus daar's 'n hele gesprek oor grond in Suid-Afrika aan die gang en dit kom nie net van gister af nie, dis nou al 'n hele tyd aan die gang en daar's allerlei standpunte en dan net jy so linkse organisasies soos Plaas daar aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Jy weet, en hulle wil eintlik hê, ek dink al die grond in Suid-Afrika moet onteien word of iets van die aard. En daar moet een of ander radikale grondhervorming plaasvind in die land en jy weet, so daar's allerlei soort standpunte van konservatief, liberaal tot uiters radikaal, selfs marxisties. Nou, wat is jou eie siening oor die saak? Wel ja, soos ons almal weet in die land kan niemand saamstem oor grond nie, of daar's verskillende groepe met verskillende idees oor grond. Jy het my grond gesteel of ek het jou grond gesteel of ek het jou grond by jou afgeneem onregmatig of wat. Daar's soveel stories oor grond in Suid-Afrika en soveel verskillende weergawe oor grond in Suid-Afrika en die oorsprong van al die regte wat daar nou is of nie is nie in die land, laat ons gaan sekerlik nie met mekaar saamstem. Nou ek het mense so vinnig deur die geskiedenis van Suid-Afrika gaan en ek het hierdie ding gedink en ek het nou nogal 'n belangstelling in werklike oergeskiedenis van die mens. En as dit hang maar af waar jy wil begin, as jy nou wil praat oor die geskiedenis van grond in Suid-Afrika. Ons kan begin 300.000 jaar terug, byvoorbeeld, as ons sou wou, want 300.000 jaar terug was hier twee spesies in Suider-Afrika. Die een spesies is Homo sapiens en die ander spesies Homo naledi. So dis die twee spesies wat hier in Suid-Afrika, Suider-Afrika dan nou was. Of miskien het al klompie ander nog, maar dis die twee waarvan ons nou wel bewus is. En toe die oudste groep mense, die oudste etniese groep is waarskynlik die San, of dan nou die Boesmans, en die Boesmans het die grootste gedeelte van Suider-Afrika beset op baie stadium. Nou, waarskynlik het ons uit Suider-Afrika die res van die wêreld begin bevolk, Noord-Afrika ingetrek en so wat 60.000 jaar terug, het 'n relatief klein groepie Afrika verlaat en die res van die wêreld toe gaan bevolk. So die groot, op daai stadium, sê nou maar, 20.000 jaar plus gelede, was Suider-Afrika hoofsaaklik bewoon gewees deur die San-mense, of dan nou die Boesmans. En toe ongeveer so 2000 jaar gelede, toe kom daar 'n groep weer terug uit Sentraal-Afrika uit, en hulle is dan bekend as die Khoi. Nou die San, of die Boesmans, was jagter-versamelaars. Is interessant hoe hulle geleef het. Die lewensverwagting was baie kort, so 25 jaar. Die San, soos ek genoem het, is waarskynlik die oudste etniese groep van alle groepe op aarde, mensgroepe op aarde. En toe kom die Khoi van die noorde af terug, en die Khoi het wel diere by hulle gehad, hulle het bokke en skape by hulle gehad, terwyl die San was hoofsaaklike jagter-versamelaars. Die Khoi het hoofsaaklik in die ooskus van Afrika afgetrek, en so geleidelik het hulle nou maar die San uitgedruk. Dis oor 2000 jaar terug het hulle opgekom het, uitgedruk en ook geassimileer. Tot in die Kaap het die Khoi beweeg, en vandag staan daai groep bekend as die Khoi San, maar dit is eintlik twee verskillende groepe, die San en die Khoi. Toe so ongeveer 1000 jaar terug, toe kom nog 'n groep uit Sentraal-Afrika uit hier aan, die Bantu groepe. Hulle was tegnologies meer gevorderd gewees as die San en die Khoi. Hulle het spiese gehad, hulle het outomate kon hulle metaal verwerk. Hulle het ook vee gehad, hoofsaaklik beeste. En hulle het ook begin met landbou. Sekere graangewasse of sekere gewasse het hulle wel begin mee boer. So hulle kom toe 1000 jaar terug, kom hulle uit die noorde ook hierso aan, en hulle druk nou weer die San en die Khoi uit. Selfs vandag nog kry mense dan, wat vandag bekend staan as KwaZulu-Natal, kry mense nog steeds Boesman tekeninge in die Drakensberge byvoorbeeld, en daar's geen meer Boesmans in KwaZulu-Natal oor nie, byvoorbeeld. En so het hulle hoofsaaklik ook teen die ooskus afgetrek, die Bantu groepe, en hulle het ook al meer dan die ander groepe uitgedruk, die Khoi en die San, en ook al meer met hulle begin assimileer. Mense byvoorbeeld vind, die suidelikste Bantu groep is die Xhosas in die Oos-Kaap,
En hulle taal is nogal bekend daarvoor vir die klikgeluide in die taal, en dit stem nogal ooreen met die Boesmans. En dit is soos hulle met die Boesmans geassimileer het. Daar's interessante genetiese toetse ook gedoen onder die vandagse Oos-Kaapse Xhosas. En toe ongeveer so 600 jaar terug toe kom uit Europa uit 'n groep mense en hulle kom in die Kaap aan. Dis nou Europeërs wat in die Kaap aankom en daar kom hulle toe die Khoi en die San tee. Daar was glad nie Bantu groepe in die Kaap gewees nie. Hulle nou soos ons die geskiedenis ken het die blanke groepe of die Europeërs het hulle noord begine trek en hulle het die eerste keer eers met die Bantu groepe te doen gekry toe hulle by die Visrivier die Bantu groepe ontmoet het en dit is dan nou die grens van destydse Transkei of vandagse Transkei. So dis waar die Bantu groepe die eerste keer en die Europese groepe bymekaar gekom het. Intussen het daar twee groot gebeurtenisse plaasgevind. Die een is in die vroeë 1800s het Shaka Zulu die klomp verskillende etniese groepe of groepe bymekaar gemaak, veral in destydse Natal. En hy het toe die binneland ingevaar en hy het 'n klomp ander groepe verdryf uit die binneland uit en hy basies die binneland wat vandag bekend staan in Suid-Afrika het hy ontvolk met sy optrede. Klomp van die verskillende groepe, die Matabele's het hy in Zimbabwe ingejaag byvoorbeeld en ander groepe. So hy het basies die binneland ontvolk en hy het 'n groot Zulu koninkryk dan nou tot stand gebring hoofsaaklik in die destydse Natal. Dis die eerste groot ding wat gebeur het. Nog 'n groot ding wat gebeur het in die vroeë 1800s is dat die Europese groepe het om verskeie redes besluit om die binneland in te trek en hulle het die binneland toe nou begin intrek. En 'n groot gedeelte van die binneland was glad nie bewoon gewees nie as gevolg van die optrede van die Zulus op daai stadium, of dit was baie skraal bewoon gewees, of daar was oorlog gewees, of daar was ooreenkomste, wettig of onwettige ooreenkomste, maak nie saak nie. En uiteindelik is dit toe nou rofweg waar ons is vandag. Natuurlik ook, intussen het ons natuurlik van 1948 die beleid van apartheid gehad. Die beleid van apartheid het nou onderskeie tuislande tot stand gebring. En die beleid van apartheid het ook grond onteien van die destydse blanke boere of die Europese boere om dit nou weer te gee aan die tuislande om te voldoen aan die apartheidbeleid van toe. En dit is rofweg waar ons vandag bevind. Daar is natuurlik 'n paar dinge wat al reeds gebeur het in 'n poging om grondhervorming in Suid-Afrika te laat plaasvind. Een daarvan is dat, mens moet ook in gedagte hou, en dan val ek myself in die rede, dat baie groot stukke grond nog steeds onder beheer is van die staat, of dan nou onder sekere etniese groepe. Die Gondwana Trust is 'n baie goeie voorbeeld daarvan, wat baie duisende hektaars basies onder beheer is van die koning. Plaaslike owerhede en regering en die staatsbeheerde instellings besit ook baie grond. En in 'n poging om grond te hervorm, of die eienaarskap van grond te hervorm in Suid-Afrika, het die staat 'n klomp meer en meer eiendom op sy eie naam begin oorneem, gekoop, in baie gevalle, baie keer van Europese boere, of dan nou blanke boere. En daar was ook 'n poging aangewend om mense terug te sit op die grond, of hulle grond wat nou onregmatig weggeneem is van hulle af, weer terug te gee aan hulle. Dis die grondhervormingsproses wat nog steeds eintlik aan die gang is in Suid-Afrika. In heel meeste gevalle wou die mense nie die grond gehad het nie, wil hulle eerder wou eintlik kontant, wil hulle geld gehad het, wil nie grond gehad het nie. In die gevalle waar grond nou wel die eienaarskap wel oorgegee is aan swart boere byvoorbeeld, in die meeste gevalle is dit maar groot mislukkings gewees en daar's baie groot stukke of baie plase vandag wat suksesvolle plase in die verlede was wat nou vandag heeltemal onder benut lê of heeltemal ten gronde gegaan het. En dis nou waar ons onsself vandag bevind. Nog steeds, dis 'n baie groot emosionele vraagstuk in Suid-Afrika. Wie was eerste, wie afgeskop, wie het wat gekoop, wie watter oorlog gewen. So dis nog steeds 'n baie emosionele ding. Die realiteit vandag is egter is dat daar is 'n paar relatief min groot kommersiële boere. Daar is baie bestaansboere in Suid-Afrika. En bestaansboere is presies wat die woord sê, bestaansboere, hulle bestaan beswaarlik op die grond en daar's baie groot stukke grond wat deur die staat op die een of ander manier beheer word. So dis rofweg waar ons onsself vandag bevind. Ek dink egter dat hierdie hele gronddebakel of die gronddebat ons kyk op 'n verkeerde manier daarna. En as ek ekonom kyk ek anderster na die grondvraagstuk in Suid-Afrika. Nou, as ek kyk na hoe ekonomie ontwikkel het oor tyd en ons gaan nou maar 100 jaar terug in Suid-Afrika, dan was die primêre bedrywe, landbou en mynbou was dit die belangrikste bedrywe in Suid-Afrika gewees.
en in meeste plekke in die wêreld. In die waarheid sê in sommige arm lande is dit nog steeds so dat die primêre bedrywe die belangrikste bedrywe is. Afrika is 'n goeie voorbeeld daarvan. En dan gelukkig geleidelik soos wat lande verder ontwikkel, dan word die sekondêre bedrywe, vervaardigingsbedryf byvoorbeeld meer belangrik, en dan ontwikkel lande nog verder en dan raak die tersiêre gedeelte van die ekonomie nog meer belangrik. En mense vind vandag is dat die tersiêre gedeelte van die ekonomie, dis die dienste gedeelte van die ekonomie, en dis daardie gedeelte van die ekonomie wat veral aangedryf word deur groot in die tegnologiese deurbrake, en ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê, dat dit die grootste gedeelte van jou ekonomie is. Sê jou tersiêre gedeelte is die grootste gedeelte van jou ekonomie in ryk lande, terwyl arm lande is jou primêre gedeelte van die ekonomie die grootste gedeelte. En dan tussenin kry jy nou lande wat tipiese vervaardigingstipe van bedrywe is, en ek dink China is 'n goeie tussenin voorbeeld van 'n ekonomie wat geleidelik besig om meer diensgeoriënteerd te raak. So dit is die realiteit van 'n moderne ekonomie, is dat die primêre bedrywe word minder en minder belangrik, en jou dienstebedrywe word al meer, of die tersiêre gedeelte word al meer en meer belangrik. En dit bring my dan nou terug by landbou. Die interessante ding is dat selfs besighede wat hulle self in die primêre gedeelte van die ekonomie bevind, is besig om al meer en meer waarde toe te voeg in die tersiêre gedeelte van die ekonomie. Nou kom ek gee voorbeelde met wat ek daarmee bedoel. As mens byvoorbeeld kyk na landbou vandag, en jy wil vandag 'n boer wees, dan is ek bevrees in 'n moderne land is daar nie meer plek vir 'n boer nie. Die beroep boer bestaan nie meer nie, of farmer bestaan nie meer nie. Want as jy in 'n moderne land is en jy wil 'n boer wees, dan gaan jy dit versekerlik nie finansiëel of ekonomies kan oorleef as 'n boer nie. En wat ek daarmee bedoel is tradisioneel in Suid-Afrika, en ons ken dit goed in Suid-Afrika, veral die Afrikaner ken dit baie goed. Tradisioneel was die besigheidsplan van 'n boerdery dat pappa die grond besit, hy het by die bank gaan geld leen, hy was die personeelbestuurder, hy was die mechanic gewees, hy het die grond bewerk, of sy bewerkers het die grond bewerk, hy het geplant en dan het hy geoes en die geld in die milies gaan aflewer by die koöperasie en het die skuld by die bank gaan terugbetaal. Dit was basies die besigheidsplan gewees. Hy het alles gedoen, 'n boer. En dit was die beroep van 'n boer in die verlede. As jy vandag so 'n boer, gaan jy dit net eenvoudig finansiëel nie meer kan maak nie. Want vandag as jy wil boer, moet jy 'n baie gesofistikeerde besigheid bestuur. En dit is wat 'n boer vandag eintlik is, en dit is 'n bestuurder. En onder die beheer van die boer is daar verskeidenheid van beroepe. Jy kan vandag enige beroep aandink, enige beroep aandink, en daardie beroep vind jy ook in die bedryf wat vandag bekend staan as landbou. En landbou het eintlik vandag 'n dienstebedryf geword. En daar's baie voorbeelde. 'n Genetikus byvoorbeeld werk in die universiteit, hulle ontleed die genoom van organismes en hulle manipuleer genome en hulle bou nuwe weerbestande of droogtebestande variëteite byvoorbeeld van verskillende plante of graangewasse, en uiteindelik eindig dit dan op 'n plaas waar die bestuurder van die plaas dit vir die persoon gee wat verantwoordelik is om die goed te plant byvoorbeeld. En dit kom eintlik uit die universiteit uit. Dieselfde geld vir enige beroep, 'n sielkundige. As jy 'n sielkundige vandag word, dan kan jy 'n sielkundige word en jy kan by 'n groot landboukoöperatief of 'n landboukoöperasie of by 'n landbou besigheid of maatskappy gaan werk byvoorbeeld. En so kan mens elke denkbare beroep wat mens ergens anders in die ekonomie vind, kan jy ook in landbou vind. Dit beteken dat grond word al minder en minder belangrik, maar wat jy met die grond doen word al meer en meer belangrik. En daai wat jy met die grond doen bestaan uit twee goed. Die eerste ding is jy moet spesifieke vaardighede hê, en die tweede ding is jy moet toegang hê tot natuurlike kapitaal, maar jy moet ook toegang hê tot die beste en die modernste nuwe tegnologie. En dis die twee goed wat belangrik is. En as ons 'n verantwoordelike regering het, wat om die een of ander rede, maak nie saak watter rede nie, wil hê dat mense meer betrokke moet raak by landbou, dan moet hy vir die mense twee goeders gee. Hy moet vir die mense wêreldklas vaardigheidsontwikkeling gee in die eerste plek, en in die tweede plek moet hy vir mense ook die moontlikheid gee of toegang gee tot die beste tegnologie in die wêreld. En as jy die twee goeders het, dan kan jy in enige bedryf werk, net soos wat jy in 'n bedryf kan werk, soos byvoorbeeld in landbou. Ek ken baie mense wat in landbou is,
Landbou is besig om deur 'n dramatiese verandering te gaan. Landbou is een van die bedrywe wat ek besonder baie van hou, om die rede, omdat landbou besig is om homself te hervorm. Dit is nie meer 'n een-man besigheid nie. Dit is nie meer 'n enkele besigheid waar een spesifieke persoon alles kan doen nie. Dit is 'n gespesialiseerde besigheid. Landbou word al meer en meer 'n koöperatiewe besigheid, waar groot maatskappye groot stukke grond in besit neem of oorneem, laat maatskappye bestuur word deur 'n raad van direkteure en 'n voorsitter tipies, en waar hierdie maatskappy dan bestuurders aanstel wat verantwoordelik is om van hierdie grond dan nou te bestuur en te beplant en dies meer. Ander mense word ook in hierdie koöperatiewe besighede in diens gestel, enige tipe persoon wat 'n mens aan kan dink, 'n persoon wat verantwoordelik is vir die finansies, 'n persoon wat verantwoordelik is vir personeel, 'n persoon wat verantwoordelik is vir wat ook al. Enige beroep wat mense aan kan dink, vind mense vandag in landbou. En om daardie rede is die debat oor grond eintlik heeltemal onnodig. Want ons gaan in elk geval nie met mekaar saamstem nie. Maar weer 'n keer, dit gaan nie oor wie die grond eintlik besit nie, maar dis nie waar die rykdom vandaan kom nie. Die rykdom kom daar vandaan wat jy met die grond doen, soos met enige iets anderster. En soos in enige ander beroep in jou ekonomie, het jy nodig om die mense wêreldklas vaardigheidsontwikkeling te gee en ook toegang te gee tot die ander goed wat ek nou alreeds genoem het. So ek dink die debat oor grond is wel emosioneel, maar is onnodig, want 'n moderne ekonomie is nie meer 'n primêre bedryf soos wat ons 100 jaar terug gesien het nie. Maar moderne ekonomie vandag gaan oor iets heeltemal anders, en dit lyk my ons politieke leiers kan dit nie insien nie. Maar hoe dink jy gaan mense hulle nou van jou standpunt oortuig, want dit lyk my hierdie soort emosie rondom grond en al hierdie somme, jy weet, al hierdie persentasies wat genoem word, soos, jy weet, daar was ons op 'n stadium iets van die blankes besit 87% van die grond, wat eintlik heeltemal onwaar is. Jy weet, afhangend van wat jy as grond beskou, is dit nie korrek om te sê dat slegs 13% van Suid-Afrika se oppervlak is eintlik geskikte landbougrond. Kyk, die Karoo is 70% van ons oppervlak en dit beteken niks vanuit 'n landbouoogpunt. Dit is heeltemal korrek, maar ek meen jy maak nou 'n argument want jy verteenwoordig 'n spesifieke groep. En dit is vir jou belangrik om hierdie spesifieke argument te maak, en ek sê nie jy's verkeerd nie of jy's reg nie. Ek sê net dit is nie relevant nie. Hierdie tipe van argumente nie. Dit is nie relevant nie want dis nie waaroor dit gaan nie. As mens praat vanuit dit is wel so dat dit lekker is om 'n aftreeplaasie te hê en te gaan speel met jou beeste as jy sou wou oor die naweke. Maar jy gaan nie 'n groot en 'n suksesvolle boer word deur 'n stukkie grond te hê en daar te gaan speel oor naweke nie. Dit is nie die punt nie. En so, jy gaan nou hierdie argumente maak en weer 'n keer ek gaan nie vir jou verskil nie, maar ander mense gaan nou weer ander argumente maak. Maar dit is nie relevant om daaroor te praat wie hoeveel besit nie en waar jy dit vandaan kry nie. Wat meer belangrik is wie die vaardighede om iets met daai grond te doen. Dis eintlik waaroor die debat moet gaan. Maar dink jy die huidige bewind hy is begaan daaroor om vaardighede in landbou te skep of te stimuleer of bevorder? Nee. En dit is weer 'n keer mens nie 'n uitsondering tref tussen landbou en die ander bedrywe nie. Hulle is almal dieselfde op die ou end. Die ANC regering wat ons het is 'n destruktiewe mag. Dis 'n organisasie wat ongekende skade aan Suid-Afrika aangerig het op alle vlakke. Nie net wanneer dit kom by landbou nie. Landbou is natuurlik 'n emosionele ding, maar dit gaan oor grond en mense raak emosioneel en irrasioneel as dit kom by grond. Maar die ANC regering stel nie daarin belang nie. Die ANC regering stel in mag belang. Die ANC, onder die ANC regering het Suid-Afrika op elke denkbare manier agteruit gegaan. En ek het baie van hierdie vergelykings gedoen. So ons het eintlik 'n destruktiewe regering in Suid-Afrika wat ideologies ernstig vasgevall het 100 jaar terug. En dit 100 jaar terug het die wêreld, het Europa net uit sy feudale stelsel uit beginne beweeg. En die ideologie van daardie tyd was 'n ideologie van anti-koningshuise, anti-grondbesit, anti-kapitalisme. Ek verwys nou na Marx en Lenin, daai tipe van ouens. So dis die tydvak 100 jaar terug was 100 of wat jaar na die Franse Revolusie.
En ons het, en dit is waar die ANC ideologies vasgeval het, in die ideologie van sosialisme, kommunisme, sentralisering van goederes. Hulle beklei 'n oorlog wat glad nie eers meer meriete het nie. En hierdie oorlog gaan oor grond, maar dit is nie die punt nie. Grond maak nie meer saak nie. Wat belangrik is wat jy doen in 'n moderne ekonomie. Dis die ANC stel glad nie daaraan belang om 'n moderne ekonomie te bou nie. As jy 'n moderne ekonomie wou gebou het, dan het ons baie beter kwaliteit van onderwys in Suid-Afrika gehad. Die kwaliteit van onderwys in Suid-Afrika is nie net swak nie, dit is soms die heel swakste in die wêreld. En ons spandeer meer geld op onderwys as die meeste ander lande in die wêreld. So as jy nou bewerkbaar belangstel in ekonomiese opheffing van jou mense, sorg dat hulle behoorlik opgelei is. Doen die gewone goeders, sorg dat die mense veilig is, byvoorbeeld. Sorg dat daar nie soveel korrupsie en wanbestuur van die staatse finansies is. Doen dit, en hou op om oor die irrelevante goeders te gaan harekloof en te gaan stry, want dit gaan nie oor grond nie. Want as jy die wonderlike stuk grond vir iemand gee wat niks weet wat om met grond te doen, word hy nie ryk nie. Hy is net 'n groot stuk grond wat hy niks meer kan doen nie. Jy met grond is een van die, soos my ouma altyd gesê het, een van die ingrediënte om hierdie koek te bou. En hierdie ingrediënt of hierdie bestanddeel in hierdie resep word minder belangrik, nie meer belangrik nie, dit word minder belangrik. En die ander bestanddele van hierdie koek raak meer belangrik. En die ander bestanddele is vaardigheidsontwikkeling en kapitaal en tegnologiese vooruitgang en natuurlike effektiewe staat en 'n veilige omgewing en elektrisiteit wat werk en paaie wat nie potholes het nie. Dit is die ander ingrediënte, dis die ander bestanddele om hierdie 'n suksesvolle koek te maak. Dit gaan nie meer oor grond nie en dit gaan al minder en minder oor grond. Maar ek is bevrees hierdie regering sien dit nie so nie. Dis 'n sosialistiese regering, dis 'n destruktiewe regering. Dis 'n regering wat korrup is in baie gevalle. Dis 'n regering wat net eenvoudig onvermoond is of incompetent, is 'n mooi Engelse woord daarvoor. So die ideologie is verkeerd, die beleid is verkeerd. Hulle is oneffektief en hulle is in baie gevalle korrup. As jy daai goed bymekaar sit, is dit geen wonder dat Suid-Afrika is waar dit is vandag nie. Hulle verstaan nie die 1, 2, 3 van die ekonomie nie. En ek dink grond is 'n goeie voorbeeld daarvan. En dit was Dawie Rood oor die grondpolemiek in Suid-Afrika. As jy tot hier gekyk het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. En dan gaan daar nog 'n tweede deel van die gesprek volg, deel 2 wat binnekort op die kanaal opgelaai sal word. En in daardie deel sê Dawie moet die regering liewer grond en eiendom wat in staatsbesit is begin weggee. Dit moet gratis weggegee word. Baie interessante tweede deel van die gesprek. Dankie, tot volgende keer.